Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Erika Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met graad 12 wiskunde vraestel 1 se hersiening. Meer spesifiek, waarskynlikheid. Hierdie onderwerp tel ongeveer 15 punte in jou vraestel 2. Vraestel 1, skus. Lesdoelwitte. Wat gaan ons met hierdie les probeer bereik? Teen die einde van hierdie les is ons nou al bykans deur vraestel 1 en jy behoort nou heeltemal op hoogte te wees van die struktuur van vraestel 1 en dan ook meer spesifiek op hoogte te wees van waarskynlikheid. Kom ons kyk nou verder. 'n bietjie eksamenwenke. Wanneer ons na waarskynlikheid kyk, moet ons eerstens weet hoe belangrik is hierdie onderwerp vir ons vraestel 1. Dit is nie 'n groot deel van vraestel 1 nie, maar tog 'n deel waarin jy lekker punte kan opmaak. So hy kom heel aan die einde van vraestel 1 en tel ongeveer 10% van jou vraestel. Dit is 15 plus of minus 3 punte in jou vraestel 1. En dit is dan gewoonlik vraag 10 en vraag 11. Dit kan ook gekombineer word in een vraag, maar kortweg dis die laaste afdeling van jou vraestel 1. So wanneer ons kyk nou na waarskynlikheid, as jy maksimum punte in hierdie afdeling wil kry, dan is daar 'n paar goedjies waarop jy moet let en wat jy moet seker maak dat jy op hoogte is daarvan. Eerstens is die telbeginsel. Dit is jou matriekwerk. Jy moet weet hoe om die aantal kombinasies van enige geskrewe stukkie wat hulle vir jou die opset gee, moet jy die verskillende kombinasies kan bereken. En dan ook, moet jy ook die waarskynlikheid daarvan kan bereken. Let op die verskil tussen dit. Die eerste vraag vra, hoeveel kombinasies is daar? Wat beteken jy gaan hoeveelhede uitwerk? En dan die tweede vraag is, wat is die waarskynlikheid daarvoor? Dan gaan jy die eerste vraag se antwoord vat en dit op die totale aantal moontlike kombinasies sit. Die tweede ding waarvan jy moet seker wees, is die definisie van waarskynlikheid. Hierdie definisie leer jy nou al geruim 'n paar jaar. So jy moet baie seker wees, dis die hoeveelheid verdeel deur die totale moontlike uitkomste. Dan moet jy ook baie versigtig wees dat jy nie deurmekaar raak tussen en of vra nie. En beteken, hy moet aan albei kante se voorwaardes voldoen. Terwyl of beteken, hy moet aan die een se voorwaardes voldoen, dan sit in die groep, of hy moet aan die ander se voorwaardes voldoen, maar jy sit alles saam. Jy gaan nie uitsluitend maak nie. Jy gaan albei se antwoorde insluit in jou vraag. Dan moet jy ook die waarskynlikheidsidentiteit kan gebruik. Dit is daardie identiteit wat op jou formuleblad verskyn van waarskynlikheid van A of B gelyk aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A en B. Jy moet hierdie waarskynlikheidsidentiteit kan gebruik om enige een van die identiteit of die waarskynlikhede wat daarin voorkom te kan uitwerk. Met ander woorde, hulle gaan vir jou van hulle gee en jy gaan invervang en die ontbrekende een moet kan bereken. Jy moet dit kan doen vir enige situasie, of die gebeure nou onafhanklik is, onderling uitsluitend, of sommer net nie een van hulle nie. Jy moet dit in alle situasies kan bereken. Dan ons volgende aspek waarna ons moet kyk, is Venn-diagramme. Venn-diagramme het jy in graad 11 baie in detail gedoen. Jy moet dus 'n Venn-diagram kan opstel. Let net op die verskil. In matriek moet jy 3 sirkels kan hanteer. En dan moet jy ook aflesings van hierdie Venn-diagramme af kan doen. Goed, nou, hoe lyk hierdie spesifieke afdeling? Gewoonlik word hierdie afdeling in 2 verskillende vrae opgebreek. Eerstens 'n afdeling wat vra dat ons basiese waarskynlikheidskennis gaan toets. Met ander woorde, dit is gewoonlik eintlik maar jou graad 11 werk, waar jy byvoorbeeld die waarskynlikheidsidentiteit moet toepas, Venn-diagramme of selfs boomdiagramme. Oor jou graad 11 werk word hier getoets. Dan die tweede afdeling is dan gewoonlik jou matriekvraag. En dit is waar ons die telbeginsel en die toepassing daarvan om kombinasies en waarskynlikhede uit te werk, waar ons dit dan gaan bereken. So kom ons kyk na Venn-diagramme. Wanneer ons by Venn-diagram vrae kom,
moet ons die volgende kan verwag. Jy moet 'n Venn-diagram van basis af kan teken. Met ander woorde, hulle gaan vir jou klomp beskrywende inligting gee en jy gaan dan daardie inligting op 'n Venn-diagram moet invul. Baie belangrik wanneer jy hierdie teken is, teken jou Venn-diagramme dat hulle klaar oorvleuel en vul dan net die inligting daarvandaan af in. En vul ook altyd van die binnekant af buitentoe. Dan gaan jy sekere inligting ingevul hê, maar daar gaan sekere dele wees waar daar nog niks ingevul is nie. Ek noem dit die gate in my Venn-diagram. Jy moet hierdie gate kan bereken, so jy met al die ontbrekende inligting moet jy dan met behulp van dit wat jy wel het, kan invul. Dan moet jy ook, sodra die Venn-diagram nou volledig is, en jy dan al die verskillende dele se waardes ingevul het, dan moet jy ook hierdie Venn-diagram kan gebruik om verskillende aflesings te kan maak. En jy moet ook kan bepaal of gebeure onderling uitsluitend en of hulle onafhanklik is. Dan moet jy ook algemene waarskynlikheidsberekeninge kan doen op 'n Venn-diagram, soos byvoorbeeld jy moet kan aflees waar is die N-gedeelte waar die gebeurtenisse oorvleuel en jy moet byvoorbeeld kan aflees waar is daar 2 gebeurtenisse wat oorvleuel of 3 gebeurtenisse. Enige sulke tipe vrae moet jy kan aflees. Kom ons kyk na die telbeginsel. Wanneer ons by die telbeginsel kom, dan sê ek gewoonlik die maklikste manier hier is wat ek nou sommer noem my streppies metode. Wat jy hier doen is jy identifiseer hoeveel verskillende posisies moet jy hanteer in jou vraag of hoeveel verskillende keuses moet jy maak. En dan trek jy vir elke ene trek jy 'n lyntjie. So, kom ons sê byvoorbeeld jy het 3 broeke, 4 hemde en 2 pare skoene. Dan kan ons sê ons het 3 opsies. Ons moet kies tussen die broeke, ons moet kies tussen die hemde en ons moet kies tussen die skoene. So daarom gaan ek vir elkeen van daardie gaan ek 'n lyntjie trek. En dan vul ek by elke lyntjie in hoeveel keuses het ek. So daarom het ek in hierdie geval, ek het 'n 3 daar ingevul want ek het 3 broeke gehad. Dan het ek 'n 4 ingevul want ek het 4 hemde gehad en ek het 'n 2 ingevul want ek het 2 pare skoene gehad. En wanneer jy dan jou hoeveelhede ingevul het op hierdie lyntjies, dan maal jy dit net mekaar. En dit sê vir jou hoeveel moontlike uitkomste het jy. So in hierdie geval het ek dan 24 moontlike uitrustings wat ek kan maak. So in hierdie geval het elke streepie iets verteenwoordig, in die geval my broeke, my hemde en dan my skoene. Dan moet jy nou by elke opsie, soos wat ek reeds gesê het, gaan jy jou hoeveelhede invul. Dit is wat ek reeds daarbo omkring het, die 3 opsies vir broeke, die 4 vir die hemde en die 2 vir, en die 3 vir die skoene. En dan laastens vermenigvuldig ons dit en dit gee vir my die aantal uitkomste. Goed, nou kom ons kyk verder. Wanneer ons nou besig is met hierdie vraag, moet jy baie versigtig lees. Moenie hierdie vrae soek lees en net kyk vir die syfers nie. Jy moet regtig hier die woorde baie goed lees. Eerstens moet jy lees of herhaling toegelaat word of nie. Dit is veral belangrik wanneer ons kodes of wagwoorde of pins, telefoonnommers of registrasienommers of sulke goeders ken. Dan moet jy besluit, of hulle moet vir jou sê, mag jy byvoorbeeld letters herhaal. So mag jy byvoorbeeld in 'n registrasienommer, byvoorbeeld hê BB, of mag die letters nie herhaal nie. Daardie deeltjie is regtig baie belangrik, want dit gaan bepaal hoeveel keuses jy by elke streepie beskikbaar het. Dan moet jy ook versigtig wees, of hulle nie dalk sê, sekere goed moet saamgegroepeer word nie. Hier is 'n tipiese voorbeeld, 'n klomp boeke wat ek op 'n boekrak moet rangskik. Ek kan byvoorbeeld wiskundeboeke hê, Latynse boeke en kom ons sê fisiese wetenskapboeke. En dan kan ek vir jou sê, maar al my wiskundeboeke moet by mekaar staan. En jy moet weet die groepies te hanteer. Die groepie word dan as 'n eenheid gehanteer en dan werk jy jou hoeveelheid kombinasies uit met die groepie as 'n eenheid. En dan daarna sê jy goed, maar maal ook met die groepie se inhoud wat ook dan nou nog op sy eie kan gesorteer word. Nou, as hulle vra vir die waarskynlikheid, dan gaan ons nie net die aantal kombinasies skryf nie.
Ons gaan dan ook die waarskynlikheidsformule gebruik en die aantal moontlike kombinasies op die totale aantal moontlike kombinasies sit. Daardie totale aantal kombinasies is die hoeveelheid kombinasies wat ek kan kry, sonder dat daar enige beperkings opgestel kan word. Goed, nou het ons 'n tipe van 'n lysie waar iets of julle saamgestel, waarop julle nou kan gaan afmerk. Is jy in beheer van elkeen van hierdie verskillende afdelings? So kom ons hardloop gou deur dit. Eerstens, die gebruik van Venn-diagramme. Om waarskynlikheidsprobleme op te los, onthou, jy moet hulle ook kan teken. En dan moet jy die formules kan aflees vir enige van 1, 2 of 3 gebeure, en dit is binne 'n bepaalde steekproefruimte. Jou hoeveelheid van jou steekproefruimte is altyd die totaal wat jy gaan gebruik wanneer jy die waarskynlikheidsformule toepas. Dan die gebruik van die identiteit, dit is daai waarskynlikheid A of B wat op jou formuleblad is. Dan moet jy ook kan bepaal of 2 gebeurtenisse onderling uitsluitend is. Onthou, onderling uitsluitend beteken as ek 'n Venn-diagram teken, dan mag daar geen gemeenskaplike elemente daarbinne wees nie. So die waarskynlikheid dat hy in A en B is, daardie binneste gedeeltetjie moet dan nou leeg wees. Jy kan ook hierso sê die aantal in A en B is gelyk aan 0. Pas op net, moenie hier sê dat die sirkels oorvleuel nie. Dit het niks met die sirkels self te doen nie. Die sirkels is net 'n manier om die versamelings voor te stel. Dit gaan daaroor, daar is geen gemeenskaplike elemente nie. Dan die volgende ene, jy moet bepaal of gebeurtenisse komplementêr en onderling uitsluitend is. Nou, onderling komplementêr is wanneer gebeurtenisse onderling uitsluitend is, so daardie voorwaarde wat ons daar bo het, daardie enetjie, hy moet geld, en dan moet die gebeurtenisse ook uitputtend wees. Wat beteken uitputtend? As ek weer eens 'n Venn-diagrammetjie ondergou vir julle teken, uitputtend beteken, ek moet net elemente hê, daarso waar ek nou ingekleur het, is al plek waar ek elemente mag hê. Hier buite mag daar niks wees nie. Daar waar ek die vraagtekentjies gesit het, daar mag niks wees nie. Ek leer sommer vir my kinders, my yskas se inhoud is uitgeput as al die kos op die borde was. So daar mag niks buite wees nie. Dis uitgeput. Uitputtende gebeurtenisse. En dan komplementêre gebeurtenisse is as daardie onderling uitsluitend geldig is en hierdie uitputtend. Jy kan dalk net vir jouself daarby skryf. Daardie is uitputtende gebeurtenisse. So om komplementêr te wees, moet hy dan beide uitputtend en ook onderling uitsluitend wees. Dan kan ons sê die gebeurtenisse is komplementêr. In daardie geval, as ek byvoorbeeld die waarskynlikheid van B wil kry, dan gaan dit die waarskynlikheid wees dat hy nie in A is nie. As ek komplementêre gebeurtenisse ook vir jou gou kan voorstel hierso, onthou nou, ek het gesê, hy moet onderling uitsluitend wees, so daar in die middel mag daar niks wees nie, en dan mag ook buite niks wees nie. So binne, heel in die middel mag daar niks wees nie, en hier mag ook niks wees nie. So, die enigste plek waar daar iets mag wees, is in daardie 2 gedeeltetjies wat ek oopgelos het. En as ek dan die waarskynlikheid van B wil kry, dan oorvleuel hy niks met A nie, so ek kan dan net sê, dit is die waarskynlikheid dat hy nie in A is nie. Of 1 minus waarskynlikheid van A. Verder moet ons kan onderskei tussen afhanklike en onafhanklike gebeurtenisse. Onthou, wanneer jy afhanklike gebeurtenisse het, dan kan jy die produkreël toepas. Dis wat ons by punt 6 daar gesit het. Dis die waarskynlikheid van A en B is gelyk aan die waarskynlikheid van A maal met die waarskynlikheid van B. Onthou net, hierdie formule is nie op jou formuleblad nie, so jy moet sorg dat jy hom ken. Dan, waar dit ook inkom, so nou en dan, vra hulle ook 'n boomdiagram. En onthou, by 'n boomdiagram is onafhanklike gebeurtenisse, tipies daardie voorbeeld waar ek vir jou sê, ek het 'n sak met balle, en ek trek 'n bal uit die sak uit, en ek sit hom weer terug in die sak. Die tweede keer wat ek trek,
dan lyk my sak mos presies soos met die eerste trek. So die eerste trek se uitkoms gaan nie die tweede trek beïnvloed nie. Dis onafhanklike gebeurtenisse wanneer ons kyk na boomdiagramme. Afhanklike gebeurtenisse is wanneer ek die eerste trek doen, ek trek 'n spesifieke bal uit die sak uit en ek plaas hom nie terug nie. As ek hom nou nie terugplaas nie, dan hang dit af watter bal ek daar getrek het, van wat is oor in my sak. En dit gaan elke slag verskil afhangende van wat ek met my eerste trek gedoen het. So dis dan afhanklike gebeurtenisse. Ietsie wat jy net vir jouself ook 'n nota asseblief moet bymaak, is as ons vir jou die vraagie vra, is twee gebeurtenisse onafhanklik? Dan moet jy nou met hierdie reël, hierdie produkreël werk. En onthou, as ons vra, is hulle onafhanklik, dan moet jy die linkerkant uitwerk en jy moet die regterkant uitwerk en kyk of hulle by mekaar uitkom. Jy kan nie dan sê hierdie reël is waar nie, want hulle vra vir jou om te bewys hy is onafhanklik of te bepaal of hy onafhanklik is. Dis die eerste ding. Die tweede ding waarvan jy ook 'n nota moet maak is, as hierdie reël nie waar is nie, hy werk met ander woorde nie uit dat die twee kante gelyk is nie, moenie dan sê die gebeurtenisse is afhanklik nie. Sê net die gebeurtenisse is dan nie afhanklik nie. So ek wil hê jy moet vir jouself 'n nota maak waar jy daar sê, as die waarskynlikheid van A en B nie gelyk is aan die waarskynlikheid van A maar die waarskynlikheid van B nie, dan moet jy sê, hulle is nie onafhanklik nie. Asseblief moenie daar sê afhanklik nie. Dan verder, bepaal die waarskynlikheid waar A en B onderling uitsluitend is, onthou, dis waar hulle geen gemeenskaplike elemente het nie. Dan by punt 8, jy moet boomdiagramme kan gebruik. Elke vertakking van die boomdiagram is iets wat plaasvind. So as ek byvoorbeeld 'n muntstuk opgooi en dan 'n dobbelsteen opgooi, gaan die muntstuk se opgooi gaan die eerste vertakking gee en die dobbelsteen wat ek gooi gaan die tweede vertakking wees. Of omgekeerd, watter een hulle ook al eerste gesê het. Maar kortweg, elke aksie wat jy doen, is 'n vertakking op jou boomdiagram. En dan laastens, gebruik twee-rigting tabelle om waarskynlikheidsprobleme op te los. Hierdie word gewoonlik gebruik in samewerking met onafhanklikheid. Hulle vra maar gewoonlik met 'n twee-rigting tabel of die gebeurtenisse onafhanklik is of nie. Goed, dan beweeg ons aan na die graad 12 werk. Dis nou die fundamentele telbeginsel. Algeheel, jy moet weet, as ek byvoorbeeld verskillende objekte op 'n rangskik, kom ons sê byvoorbeeld ek het 'n groep van 5 mense, ek wil hulle rangskik vir 'n foto en ek vra vir jou hoeveel verskillende maniere kan ek hulle rangskik. Dan digitale kodes, getalle, registrasienommers, wagwoorde, enige sulke tipe van goedertjies moet jy kan doen. En onthou, die desimale getalle stelsel bestaan uit 10 syfers. So, wanneer ek vir jou byvoorbeeld sê, die eerste posisie met 'n syfer wees, onthou dan dat jy 10 syfers beskikbaar, nie net 9 nie. Dan groeperings, dit is waar ons byvoorbeeld sê, die wiskundeboeke moet almal bymekaar staan op 'n boekrak, dan maak jy groepies daarvan. Dan woordrangskikkings, dit is waar ons vir jou 'n woord gee, soos 'n lekker woord wat ek byvoorbeeld gereeld vir my kinders gee, is parallelogram. En dan vra ek vir jou, hoeveel unieke kombinasies kan ek met die letters van daardie woord vorm? Dan gaan jy tel, hoeveel letters is daar in daardie woord, en dit gaan soveel fakulteit wees, maar dan moet jy besef, as van die letters herhaal, dan moet jy deel deur elke herhaling se hoeveelheid tot 'n fakulteit. Dan rangskikkings met beperkings, so ek het byvoorbeeld 7 mense, ek wil hulle rangskik op 4 stoele, maar kan net 4 op 'n slag rangskik. So dan gaan jy daardie rangskikking ook moet kan doen, maar die posisies is beperk. En dan ook wanneer daar identiese objekte is, dit gaan baie saam met die woordrangskikkings. Jy moet dan die identiese objekte moet jy elimineer. Want onthou as ek die woord I het, en ek ruil die E en die I om, of die E en die E, die eerste E en die laaste E, as ek hulle omruil, bly dit nog steeds dieselfde. So dit is nie 'n unieke woord nie. So daarom moet jy waar daar gevalle is waar hulle herhaal, moet jy dit elimineer. En dan laastens moet jy die waarskynlikheid, die telbeginsel kan toepas om nie net al daardie voriges die hoeveelhede uit te werk nie,
maar nou ook die waarskynlikheid daarmee te kan uitwerk. Nou eksamenwenke waar ons nou spesifiek na vrae en vraestelle gaan kyk. Kom ons kyk 'n bietjie. Eerste ene waar ons gaan werk is die DBE se November 2021 vraestel en daar gaan ons kyk na vraag 12. Hulle begin hier met 'n tipiese vraag waar hulle die waarskynlikhede vir my gee. Wanneer jy hierdie tipe vraag sien, waar hulle net waarskynlikhede lys, gewoonlik kan jy hier jou identiteit wat op jou formuleblad is, kan jy gaan toepas. Maar moenie vergeet hier, dat niks en niemand het jou gekeer om ook 'n Venn-diagram hier te teken nie. En ek vind dat baie kinders verstaan dit baie makliker as ons net die Venn-diagram ook hier teken. So as hulle vir jou goedjies gee en jy vat die identiteit en jy sien maar dit wat hulle gee is nie heeltemal direk op identiteit dat jy hom net kan invul nie. Gaan teken dan gerus vir jou Venn-diagram. Jy gaan nie punte daarvoor kry nie want dit word nie spesifiek gevra nie, maar dit is regtig 'n handige hulpmiddel. So eerste vraag hier vra hulle vir my, is A en B onderling uitsluitend en ek moet dit motiveer? En dan vra hulle vir my 2 waarskynlikhede wat ek moet gaan aflees. So kom ons kyk. Ons het begin met waarskynlikheid van A en B is 0,3. Nou, onderling uitsluitend beteken my A en my B moet gelyk wees aan 0. Maar as ek hierso kyk, sê hulle vir my waarskynlikheid van my A en B is 0,3. So is hy onderling uitsluitend? Nee, hy is nie. En jou motivering is dan altyd dat die waarskynlikheid van A en B is nie gelyk aan 0 nie. Want onthou, om onderling uitsluitend te wees, moet hy gelyk wees aan 0. Dan vra hulle die waarskynlikheid dat hy net in A is. Nou, as ons gaan kyk, daai waarskynlikheid dat hy net in A is. Ons het die waarskynlikheid dat hy in A en B is. Daardie enetjie het ons. En sodra hulle daai woord onafhanklike gebeure vir my sit, dis hoekom ek geweet het, ek moet met hierdie formule werk, want hulle het my gesê, dis onafhanklike gebeurtenisse. So jy gaan skryf jou formule neer, jy het die en gedeelte, maar nou moet jy bietjie oppas hierso. Dis nou hier waar ek vir jou Venn-diagram gaan teken. Kom ons vul hom gou daar uit. Jy het die middelste gedeelte 0,3 gehad. Kom ons maak links A en regs maak ons B. So die en gedeelte was 0,3. Maar toe het hulle vir my die net B gedeelte gegee. So dit is daardie gedeeltetjie daarso. So 0,2 is nie die hele B nie, dis net die gedeelte wat hy dan nou uitsluitlik in B is. So as ons nou gaan kyk na die onafhanklike aspek, dan het ons die en gedeelte. Ons weet nog nie wat is die waarskynlikheid van A in geheel nie, want ek kort nog daardie stuk daar. Maar ek het nou die waarskynlikheid van B, want dit is nou daardie hele sirkel van B. So my waarskynlikheid van A en B, gaan ek nou invul aan die linkerkant, net daarby kom. So sien julle daarso op ons reël, daar het ek die en ingevul, en die waarskynlikheid van B is nou my hele B se sirkel, en met dit kan ek nou die waarskynlikheid van A uitvind. So nou gaan deel ek die 0,5, gaan deel ek weg, en dan kry ek die waarskynlikheid van A is 0,6. Maar jy moet oppas, daardie waarskynlikheid van A is die hele A se sirkel. So as ek nou die waarskynlikheid van net A wil kry, soek ek mos nou net daardie gedeelte waar die vraagteken is. So ek gaan die hele A sinne vat, wat 0,6 is, en dan die gedeeltetjie wat daar in die middel is, aftrek 0,3, en dit gee vir my dan 'n waarskynlikheid wat hy net in A is, van 0,3. Wat nou terwyl ons daar gou is, kom ons kyk sommer gou net verder, dat ek sommer my Venn-diagram gou voltooi. As ek dit wat ek sover ingevul het, bymekaar tel, dan is dit 0,3 plus 0,3 plus 0,2, gee vir my 0,8. Maar jou hele blok saam, wat jou steekproefruimte is, se waarskynlikheid moet altyd optel na 1 toe. Wat beteken, hier buite moet daar 'n 0,2 wees. So kom ons kyk wat was die ander vraagie gewees.
die waarskynlikheid dat hy nie in A of nie in B is nie. Hier is meer as een opsie, so kom ons kyk. Waarskynlikheid van A en B is 0,3. Nou, onthou nou, as ek gaan kyk, ek gaan eers gou weer vir julle teken hierso. Daar is my A, daar is my B. Ons sê, hy moet nie in A, waar is nie in A? Nie in A is alles wat hier buite is, alles daar oor B ook, daai alles, dit gaan dit alles ingesluit wees. So daarie moet in my antwoord wees. Maar, so dit het ek klaar in. Ek moet daarby sit, want onthou of is soos plus, jy sit dit by. Dan moet ek alles bysit wat nie in B is nie. Nou as ek alles wat nie in B is moet gaan bysit, gaan dit beteken, ek moet ook hierdie stuk bysit, want hierdie stuk hierso, wat ek nou donkerder ingekleer het, is mos nie in B nie. Die res het ek al alles in. Daardie stukkie wat nou daar in die middel is mos in B, so ek gaan hom nie insit nie. Maar hierdie stuk wat ek nou nie hier ingekleer het nie, moet nou ook bykom. So as ek nou daai diagram nou in geheel kyk, beteken dit, ek moet alles vat, behalwe die snyding. So dis wat ons hier gedoen het. Ons het gesê, die blok van, die waarskynlikheid van S, is mos 1. So, as ek nou alles wat buite daai snyding is, wil hê, kan ek sê, dis 1 minus die snydingsgedeelte, die N-gedeelte. En dit gee dan vir my 1 minus 0,3 wat 0,7 is. Goed, dan as ons nou met 'n Venn-diagram gaan kyk, ons tweede opsie. Ons het nou mos ingevul, ek het klaar met julle bespreek hoe ons 0,3, 0,3 en 0,2 en daardie ene gekry het. So dit is nou, ek het dit eintlik nou by die vorige vraag al klaar geteken. Dit is alles wat nie in A is nie, so alles daar buite moet ingesluit. Alles wat nie in B is nie, was die tweede gedeelte, en ek moes ook alles wat nie in A is nie, so al daai was ingesluit, dit was net nie die sluitingsgedeelte wat moes ingesluit gewees het nie. So daarom kan ek dit alles bymekaar gaan tel, die 0,3, die 0,2 en die 0,2, en dit gee vir my dan dieselfde. Goed, nou ons volgende vraag, waar ons nou oorgaan na die graad 12 telbeginselvraag. 'n onderwyser het 5 verskillende digbundels, 4 verskillende dramas en 3 verskillende romans. Sy moet hierdie 12 boeke nou op 'n boekrak rangskik van links na regs. Nou vra hulle vir my 3 verskillende situasies. Hulle sê eerstens, gee die waarskynlikheid dat 'n roman die eerste boek op die boekrak sal wees. Dan bereken die aantal verskillende maniere waarop die 12 boeke gerangskik kan word, indien enige boek in enige posisie kan staan. En dan derdens bereken die waarskynlikheid dat 'n digbundel in die eerste posisie is, die 3 romans bymekaar staan en 'n drama in die laaste posisie is. Kom ons gaan kyk, ons gaan nou weer my streppies metode gebruik. So wanneer ons kyk, die eerste ene het 'n roman, is die eerste boek op die boekrak. So as ek nou my streppietjies metode gaan teken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 van hulle nou, dan kan ek sê, in die eerste posisie moet daar 'n roman wees. Daardie posisie. Hoeveel verskillende romans het ek? Ek het 3 verskillende romans. So wanneer ek een kies vir die eerste posisie, kan ek uit 3 opsies kies, want daar's 3 romans beskikbaar. Dan het hulle vir my niks verder gesê nie. So nou moet jy besef, jy het 12 boeke in totaal gehad. Maar jy het vir jou eerste posisie, het jy klaar 1 ingesit. So dit beteken, 1 is klaar geplaas, nou bly daar 11 boeke oor. As ek dit lang manier sou uitskryf, dan beteken dit, in die volgende posisie, kan ek uit 11 boeke kies. Dan uit 10, dan uit 9, 8, en so gaan jy aan, tot by die laaste posisie, waar jy net 1 boek oor het. Nou hierdie laaste gedeelte, waar ek nou van 11 af, afwaarts met al die natuurlike getalle vermenigvuldig, skryf ons kortpad net as 11
fakulteit. So 11 fakulteit beteken vir jy maal van 11 af, maal 10, maal 9, maal 8 tot en met 1. So my aantal kombinasies, sien julle daar's weer my streppies metode, wat as ek nou alles ingevul het, het ek dit met mekaar gemaal. Maar dit gee net vir my die boonste gedeelte van my berekening. Hulle het gevra vir die waarskynlikheid. So nou moet ek onder die totale aantal moontlike kombinasies gaan invul. En dit is die hoeveelheid kombinasies wat jy gaan kry sonder enige spesifikasies. So hoeveel boeke was daar in totaal? 12 boeke. So dis net 12 fakulteit. Want dan kan enige boek op enige plek staan. En dit, as jy dit dan met jou sakrekenaar gaan uitwerk, wat ek sommer sal aanraai in hierdie geval, dan 11 fakulteit, die fakulteittekentjie is op jou sakrekenaar, maak seker dat jy hom kan gebruik, want jy wil nie elke slag sit en die hele ry intik nie. En dit gee dan vir my die waarskynlikheid dat 'n roman in die eerste posisie staan, is 'n kwart. Alle waarskynlikheidsantwoorde kan jy in breekvorm, desimaal of in persentasie gee. Maar meeste van die tyd, omdat ons 'n formule het wat klaar 'n breek is, los ons dit sommer in breekvorm. Nou die tweede ene, vra net die aantal verskillende maniere wat ek die boeke kan rangskik, as enigeen op enige plek kan staan. Nou, eintlik is hierdie herhaling van 'n deel van vraag 1, want dit is net daai tweede gedeelte hoe ons die noemer gekry het. Dit was 12 fakulteit. Weereens, as ek my streepies gaan hê, eerste posisie kan ek kies uit 12, dan tweede posisie net uit 11, want ek het 1 klaar geplaas, dan 10, en so gaan dit aan, tot en met 1. En dit is dan 12 fakulteit wat door die groot getal vir my gee. 479.000, 1.600. Nou die laaste enetjie is lekker interessant. By hierdie enetjie, ek gaan hom weer eens my streepietjies doen. Hulle het in die eerste posisie, sê hulle vir my, daar moet 'n digbundel wees. So nou gaan kyk jy het 5 digbundels. Wat beteken in die eerste posisie kan ek kies uit 5 moontlike opsies. Dan sê hulle vir my, ek gaan net eers die middelste gedeeltetjie verbygaan. In die laaste posisie moet 'n drama wees. So in posisie 12 moet daar 'n drama wees. Hoeveel dramas is daar? 4. So ek kan daar kies uit 4 verskillende opsies. Maar in hierdie middelste gedeelte is hier nou 10 verskillende posisies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posisies. In hierdie 10 posisies het hulle nou nog 'n verdere spesifikasie. Hulle sê vir my die 3 romans moet langs mekaar staan. Nou, in die begin het hulle vir ons gesê, hoeveel romans was daar? Daar sê 3 romans. So die 3 romans vorm hier 'n groepie. So ek skryf nou vir myself, wat is oor vir hierdie middelste gedeelte? Dis die 3 romans, dan net 4 digbundels, want ek het mos nou 1 in die eerste posisie geplaas, en dan 3 dramas. So, dit gee vir my, en onthou hierdie hanteer ek nou as 'n groepie. As ek dit as 'n groepie hanteer, het ek die 4 digbundels, plus die 3 dramas, gee vir my 7, plus die 3 romans, moet jy letterlik sien, hulle is so vasgebind in 'n groepie. So, 4 plus 3 is 7, plus die groepie romans, gee vir my 8 losgoed, wat ek nou in die middel gaan sorteer. Dis hoekom hulle daar die 8 fakulteit het. Maar, wanneer ek hierdie groepie van die romans vat, moet jy besef, daardie romans kan ook nog in verskillende volgordes gerangskik word. En dit is, ek sê altyd, my groepie word oopgemaak, en dit is die 3 fakulteit moontlikhede wat daar bestaan. So dis die begin ene, 5, eind ene, 4, en dan die ek met die aantal eenhede wat daar is, 8 fakulteit, maal met, en dan my groepie oopgemaak, geef my die 3 fakulteit. En dit maal jy alles met mekaar, en dan kry ons baie groot bedrag, hoeveelheid daarbo, maar voordat ek daar stop, onthou weer eens, dit was die waarskynlikheid. So jy gaan die antwoord wat jy daar kry,
deel met die vorige vraag se antwoord, want dit is die aantal kombinasies sonder enige beperkings. En dit vereenvoudig gee dan vir my 'n 1 op 99. Goed, nou kom ons bietjie by telefoonnommers wat hulle bymekaar sit. Hierdie gaan eintlik meer terug na die oudtydse stelsel waar ons nog sentrales en area kodes en sulke goed gehad het. Ons het dit nou nie veel vandag meer nie, maar in ander lande werk dit soms nog so. So kom ons kyk wat is die spesifikasies. Hulle sê vir my telefoonnommer gaan uit 10 syfers bestaan, maar dit word opgedeel in groepies. Die eerste groepie is my area kode, tweede groepie is my sentrale kode en die derde groepie is dan 'n nommer. Eerste 2 groepies bestaan elkeen uit 3 syfers en die laaste groepie bestaan uit 4 syfers. Baie belangrik hierso, syfers mag herhaal word. Nou vra hulle vir my, hoeveel moontlike 10-syfer telefoonnommers kan gevorm word? As ek nou gaan kyk na my opsies, en ek trek weer my streepietjies, ek gaan hierso 1, 2, 3 teken, daar 1, 2, 3 en daar 1, 2, 3, 4. Ek weet dit lyk baie primitief, maar hierdie werk vir my regtig baie goed en dit is hoe ek nooit die mekaar raak nie. So ek doen dit maar nog altyd op hierdie manier. As ons kyk na die area kode, in die eerste posisie kan jy mos enige syfer insit. Hulle het niks verder gespesifiseer nie. So hoeveel syfers het ons beskikbaar? 0 tot 9 beteken ek het 10 syfers daar beskikbaar. Wanneer ek aanbeweeg na die tweede posisie toe, het ek nog steeds 10 syfers beskikbaar, want hulle het nie gesê die goed mag nie herhaal nie. So in die tweede posisie gaan dit ook 10 en so gaan dit aangaan. En elke posisie gaan ek 10 moontlike opsies hê. En dis waar hulle aan die 10 tot die mag 10 gekom het, wat dan daardie groot syfer gee. Goed, nou begin hulle beperkings stel. Hier moet jy net baie versigtig lees en seker maak dat jy al die beperkings inbring. So hulle sê vir my die area kode moet 3 syfers wees, dit het ons nou klaar, maar hulle sê die eerste syfer kan nie 'n 0 of 'n 1 wees nie. Goed. By die sentrale kode moet dit weer eens 3 syfers wees, maar die eerste 2 syfers kan nie 'n 0 of 'n 1 wees nie. En dan by die nommer moet dit 4 syfers wees en die eerste syfer moet 'n 0 of 'n 1 wees. So kom ons kyk nou hoeveel geldige kombinasies kan ons opmaak. As ons kyk na ons streepies, kom ons maak weer 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 4. Die eerste enetjie, die eerste 3 syfertjies is my area kode, maar die eerste syfer kan nie 0 of 1 wees nie. So as ek voorheen 10 verskillende syfers beskikbaar gehad het, is 0 nou geëlimineer, 1 is ook geëlimineer. So nou het ek net 8 opsies daar. Dan, by die tweede en die derde posisie het hulle niks verder gesê nie, en hulle het ook nog nie gesê dat die syfers mag nie herhaal. So my tweede en my derde posisie gaan ek nog steeds 10 syfers beskikbaar hê. Wanneer ek by die sentrale kode kom, dan het hulle gesê die eerste 2 syfers kan nie 0 of 1 wees nie. So daardie ene en daardie ene gaan net 8 beskikbare syfers hê, maar die derde een gaan weer 10 wees. En so gaan ons aan na die laaste ene toe. By die nommer moet die eerste syfer moet 'n 0 of 'n 1 wees. So by my eerste syfer daar het ek net 2 keuses, of 'n 0 of 'n 1. En al 3 die ander posisies gaan 'n 10 wees. So dit is dan al daardie posisies wat ek dan opgevul het en dit gee dan vir my 1024 000. Dit is die aantal moontlike geldige telefoonnommers. Julle hier was weer hoeveel. So hierdie keer het hulle nie gevra vir die waarskynlikheid nie, maar vir die hoeveelheid. Dan by die volgende ene vra hulle bepaal die waarskynlikheid. Goed, so ek gaan daardie hoeveelheid van die vorige van die eerste vraag gebruik. En ek moet nou die waarskynlikheid uitvind wat 'n telefoonnommer 'n geldige telefoonnommer sal wees. So ek gaan my aantal kombinasies wat ek in die vorige vraag uitgewerk het, net op daardie totaal sit en dit gee dan vir my 'n waarskynlikheid van 0,1024. Goed, nou het ons vir Harry wat na 'n teikenbord toe spyle skiet. Hy het 'n 50% kans om koolskoot te skiet met elke poging.
Bereken die waarskynlikheid dat hy koolskoot sal skiet met die eerste en die tweede skoot. Wat ek dadelik hier hoor, is dat daar 2 aksies plaasvind. So dadelik kom dit in my kop, ons gaan 'n boomdiagram teken. En weer eens, as jy op 'n situasie afkom waar hulle so 'n tipe van probleem het, en hulle vra nie vir 'n boomdiagram nie, dan moet jy nie besluit, okay, maar ek mag nou nie 'n boomdiagram teken nie. Jy mag te enige tyd enige van die diagramme teken, as dit jou kan help om die probleem op te los. Tweede enetjie vra, bereken die waarskynlikheid dat Harry minstens 2 keer in sy eerste 3 skote 'n koolskoot sal skiet. So kom ons kyk nou hoe lyk dit as hy skiet. Nou, wanneer hy die eerste keer skiet, hier is net die Engelse afkortings nog, so dis B vir bullseye en dan nie bullseye nie. So, as hy die eerste keer skiet, het hy 50% kans om 'n koolskoot te tref en 50% nie. So daarom sal jy sien op elke been het ek 0,5 waarskynlikheid. Dan skiet hy sy tweede skoot. Weer is dit 'n nuwe aksie, so dis 'n nuwe vertakking. En elkeen van daardie 2 is weer op sy eie 'n 50-50 kans. En so doen jy dit ook vir die derde ene. Dan baie belangrik is daardie agterste kolom. Baie van julle vergeet om daardie kolom by te skryf. Dis nie net belangrik omdat jy 'n punt daarvoor gaan kry nie, maar is ook belangrik want dit help jou om jou aflesings baie makliker te doen. So die eerste pad wat ek volg, koolskoot, koolskoot, koolskoot. Dit gaan daardie boonste opsie wees. Tweede ene gaan wees koolskoot, koolskoot, nie koolskoot. Dis die enetjie wat daar afgaan. En so gaan jy al jou uitkomste daar agter lys. Nou het die eerste vraag gevra, bereken die waarskynlikheid dat Harry koolskoot sal skiet met die eerste en die tweede skoot. Nou gaan jy terug na jou boomdiagram nie. Jy gaan terug na hierdie lys hier agter. Hy moet met die eerste en die tweede skoot 'n koolskoot skiet. So daardie ene kan werk, daardie ene kan werk. En niks verder gaan werk nie. So nou weet ek moet daardie 2 paaie gebruik. So dan gaan jy en jy sê goed, my opsies is dus nou dat ek al 3 die skote 'n koolskoot skiet, of dat ek die eerste 2 koolskoot skiet en dan nie 'n koolskoot skiet nie. So, die 0,5 maal met die 0,5 gee vir my 0,25. Ons kan die volle paai ook vat, daardie gaan vir my gee 0,125 en hierdie gaan 0,125 wees. Onthou, ons maal die waarskynlikhede op die pad. En dan as ek daardie 2 bymekaar tel, kry ek ook 0,25. In hierdie geval het hulle maar net die opsie gevat, hulle het net die derde vertakking uitgelos en dit gee dan vir jou presies dieselfde antwoord, want die derde vertakking het nie hier 'n rol gespeel nie. Goed, dan die waarskynlikheid dat Harry met minstens 2 van sy 3 koolskote tref. So weer eens, kom ons gaan kyk watter opsies gaan werk. 2 van die 3 moet koolskoot wees en dis minstens 2. So hy kan met al 3 ook koolskoot skiet. So die eerste opsie gaan werk, tweede opsie gaan werk want hy het 2 koolskote, derde een gaan ook werk. Vierde een gaan nie werk nie, vyfde een gaan werk, sesde een gaan nie werk nie, sewende een gaan nie werk nie en die agste een gaan ook nie werk nie. So nou vat jy elkeen van daardie paadjies se uitkomste en elkeen van hulle gaan 0,125 wees. Jy kan maar gaan uitwerk en dan plus jy dit net alles bymekaar. So dis dan daai 4 maal 0,125 en dit gee vir jou 0,5. Nou bietjie ene met 'n Venn-diagram. Dit kom uit die DBE se vraestel van November 2017, vraag 10. 'n Opname is gedoen onder 100 graad 12 leerders. Dadelik weet ek, daar is die grootte van my steekproefruimte. Dit gaan oor Instagram, Twitter en WhatsApp, so daar's my 3 sirkels, en dan gee hulle vir my 'n lys van goed waaraan ons alles moet voldoen. 8 gebruik al 3, so dadelik weet ek, dit is daardie middelste gedeelte waar al 3 die sirkels oorvleuel. 12 gebruik Instagram en Twitter, 5 gebruik Twitter en WhatsApp, maar nie Instagram nie,
X gebruik Instagram en WhatsApp, maar nie Twitter nie. Hierdie is baie belangrik, want dit sê vir jou waar jy jou X moet invul. 61 gebruik Instagram, 19 gebruik Twitter, 73 gebruik WhatsApp. Hierdie 3 moet jy weer baie oppas voor. As hulle vir jou sulke stellings maak, 1 gebruik dit, dan verwys dit na die volle sirkel. So ons skryf dit gewoonlik buite die sirkeltjie, het ons net weet, dit is die totaal van die sirkel. En dan 14 gebruik nie een van die toepassings nie. Dan moet jy die Venn-diagram teken, en jy moet X vir ons gaan uitwerk. So kom ons gaan teken. As ons sirkeltjies het, kom ons kyk waar het hulle alles vandaan gekry. 8 gebruik al 3. Dis daardie middelste gedeelte, want al 3 die sirkels oorvleuel op daardie punt. Dan merk jy af, ek het hom gebruik. Dan sê hulle 12 gebruik Instagram en Twitter. Onthou nou, hulle sê nou niks van WhatsApp nie. Soos Instagram en Twitter is die 2 boonste sirkels, hulle oorvleuel in geheel daai hele deel. So daardie hele gedeelte moet 12 wees. Maar ek het klaar 8 in die middel gesit, so dis hoekom hulle daardie gedeeltetjie 4 ingesit het. Merk hom af. 5 gebruik Twitter en WhatsApp, maar nie Instagram nie. So in hierdie geval is dit weer waar Twitter en WhatsApp oorvleuel, maar hulle sê vir jou, dis nie Instagram nie. So dis hoekom ons hom direk daar kan insit. So jy moet baie mooi op die verskil in bewoording tussen hierdie ene en die een net voor hom. Maak seker jy weet wat die verskil is tussen hulle. Dan X gebruik Instagram en WhatsApp, maar nie Twitter. So Instagram en WhatsApp is nou weer waar hulle in geheel oorvleuel, maar hulle sluit klaar vir ons Twitter uit. So hulle die 8 klaar uitgesluit en hierdie gedeelte moet dan X wees. Om afmerk. Dan sê hulle 61 gebruik Instagram. So daardie 61 mag jy vir jouself hier agter in hakkies skryf. Dan gaan nou terugkom na daardie stukkie toe. 19 gebruik Twitter. Skryf hom daar agter vir jou in hakkies. Moet in hakkies wees, want anders gaan jy hom dalk verwar met dit wat buite is, né? En 73 gebruik WhatsApp. So ek skryf hier in hakkies 73. Dan 14 gebruik nie 1 nie. Dis hierdie buitenste gedeeltetjie. Nou het ek nog 3 stukke wat ek nog nie ingevul het nie. Die maklikste een is daardie een daar by Twitter. Ek weet die Twitter sirkel in geheel moet 19 in hê. Ek het klaar 4 daarso en 8 daar, dit gee vir my 12, plus die 5 hier, gee vir my 17. So, om 19 in die volle sirkel te hê, weet ek daardie moet 2 wees. Dan, om hierdie gedeelte hier te kry, gaan ek vir myself sê, in die volle sirkel het ek 61 gehad. Minus die 4, minus die 8, en minus X, gaan vir my daardie gedeelte gee. En dit werk uit na 49 min X. Ondersteun by WhatsApp was 73 in totaal, minus die 8, minus die 5, minus die X. En dis waar hulle aan 60 min X gekom het. So nou is jou Venn-diagram, alles is al ingevul. Maar nou moet jy nog gaan oplos vir X. Wat weet jy? Die een ding wat jy nog nie gebruik het nie, is daardie NS is gelyk aan 100. En alles wat binne in jou steekproefruimte is, moet nou optel na daardie 100 toe. En ons gaan daardie feit gebruik om ons X op te los. So kom ons skryf ons hele vergelyking neer. Al daardie goedjies bymekaar getel, dis nou maar net al hierdie verskillende goedjies wat ek hier ingevul het, tel bymekaar en gee vir my 100. En dan los jy net op vir jou X en jy kry X is 42. Dan kan jy gaan en jy kan terugvervang op jou sketsie, daar so 42 en 49 minus 42 is dan 7 vir daai deel en 60 min 42 is 18 vir hierdie deel. Baie belangrik, moet asseblief nie hierdie 60 min X en die X en die 49 min X nou gaan staan en doodtrek nie. Want onthou in jou vorige vraag het jy punte gekry
vir die feit dat daai X daar gestaan het. So as jy nou gaan en jy trek dit alles dood, dan gaan die merker nie vir jou punte kan gee vir die vorige vraag nie. So los dit net so, druk nou net in en werk net die waardes van elke deel uit. Goed, nou die volgende vraag vra, bereken die waarskynlikheid dat 'n ewe kanse gekose leerder net een van die toepassings gebruik. So kom ons kyk watter dele is nou van toepassing. As ek deur my Venn-diagram gaan, die gedeeltes wat buite is, gebruik mos nie een van die 3 nie. So ek gaan nie die 14 gebruik nie, hy's uit. Dan kyk ek na die heel binneste gedeelte, is waar al 3 die sirkels oorvleuel, so hy gebruik al 3. Hy's ook uit. Die gedeelte waar daai 4 is in Instagram en Twitter, so hy gebruik 2 toepassings, so hy's ook uit. So, net so is die 42 uit en ook die 5. So, al wat ek gaan gebruik is daardie 7 wat net Instagram gebruik, die 2 wat net Twitter gebruik en die 18 wat net WhatsApp gebruik. En dan ook onthou dis 'n waarskynlikheid. So ek gaan dit op die totaal moet sit. So dis die 7 plus die 2 plus die 18 gedeel deur die totaal wat ek daar bo op my diagram kry en dit gee vir my dan 0,27. So die waarskynlikheid dat hy een toepassing gebruik is 0,27. Nou, die volgende enetjie is nou graad 12, bietjie met die telbeginsel en hier het ons 'n kodestelsel waarmee 'n maatskappy sy kliënte identifiseer. Elke kode bestaan uit 2 letters en 'n aantal syfers. My kinders het hier geskrik omdat hier nie presies gesê is hoeveel syfers nie. So die kern van die ding is dat daar is altyd 2 letters in die begin, maar die aantal syfers in die agterkant kan varieer. Ons lees bietjie verder. Mens lees nie net die begin en dan raak 'n mens paniekerig en dink jy kan hierdie ding doen nie. Kom ons lees verder. Die letters word gekies uit A, D, R, S en U. So daar's net 5 verskillende letters wat ons mag gebruik. En hierdie letters mag herhaal. So daai deel is belangrik. Die syfers 0 tot 9 word gebruik, maar die syfers mag nie herhaal nie. Nou vra hulle hoeveel verskillende kliënte kan geïdentifiseer word met 'n kodestelsel wat bestaan uit 2 letters en 2 syfers. So, as ons gaan kyk na die letters se posisie. In die eerste posisie, daar's mos 1, 2, 3, 4, 5 letters. So in die eerste posisie kan ek kies uit 5 letters. Tweede posisie, sê hulle vir my die letters mag herhaal. So ek het nog steeds al 5 my letters beskikbaar vir my tweede keuse. Daarom is dit ook 5. Dan sodra ek by die syfers kom. In die eerste posisie kan ek kies uit 10 syfers, maar in die tweede posisie het ek nou al klaar 1 syfer gebruik. So kom ons sê ek het byvoorbeeld 'n 4 klaar gebruik. Dan is die 4 nie meer beskikbaar nie want my syfers mag nie herhaal nie. So dan het ek 1 syfer minder beskikbaar en dis hoekom hulle daar 'n 9 het. En dit gee vir my 2250 moontlike kliënte wat ons kan identifiseer. Nou goed, wat gaan ons in die volgende les na kyk? In die volgende les gaan ons bietjie na vraestel 2 se eerste onderwerp kyk. En dit is statistiek. En daarmee het ons die einde van vandag se les bereik. Baie dankie dat julle saam met my gewerk het.